het die wrede farao van Egipte beveel dat al die Israeliete se babaseentjies in die Nylrivier gegooi moet word. Moses was 'n Israelietse babaseentjie en sy mamma het 'n slim plan gehad. Sy het hom in 'n spesiale mandjie gesit en tussen die riete weggesteek. Sy sussie, Miriam, het net 'n entjie weggestaan om te kyk wat met hom gebeur. Die farao se dogter het in die Nyl gaan bad en het die mandjie in die riete gesien. Toe sy die mandjie oopmaak, sien sy vir baba Moses daarin lê. Sy was dadelik lief vir baba Moses en het besluit om hom groot te maak. Miriam, Moses se sussie, het vinnig na die prinses toe gestap en gevra of sy iemand kan gaan haal om die prinses te help om na Moses te kyk. Die prinses was bly dat iemand haar kan help en sê toe, ja asseblief. Miriam het dadelik haar mamma gaan haal om die prinses te help. So kon Moses se eie mamma vir hom sorg totdat hy bietjie ouer was. Daarna het die farao se dogter na Moses gekyk en hom grootgemaak soos haar eie seun. Baie jare later, toe Moses 'n jong man was, het hy gestap na waar al die Israeliete hard moes werk. Hy het gesien hoe die Egiptenare 'n Israeliet slaan en hy was baie kwaad. Hy was so kwaad dat hy iets baie sleg gedoen het. Hy het die Egiptenaar doodgemaak. Farao het gehoor wat Moses gedoen het en wou hom straf. Maar Moses was bang en het weggehardloop en in die land Midian gaan bly. Daar was 'n skaapwagter vir 'n man met die naam Jethro. Terwyl Moses eendag in die woestyn was, sien hy 'n bos wat brand. Dit was baie vreemd, want die bos wat gebrand het nie uitgebrand nie. Toe Moses nader stap, hoor hy 'n stem wat sê dat hy nie nader moet kom nie. Hy moet sy skoene uittrek, want die grond waarop hy loop, is heilig. Die stem was God se stem. God het vir Moses gesê dat hy gesien het dat die Israeliete baie swaar kry in Egipte, maar God het 'n plan. Moses gaan die volk uit Egipte lei. Sien jy dat God al die tyd 'n plan gehad het met Moses se lewe? En weet jy wat? God het ook 'n plan met jou lewe.